Goeiedag, baie welkom as jy ingeskakel het by hierdie oordeenking. Ek borrel vandag van iets wat ek in die woord ontdek het en my gebed is dat dit ook iets is wat dalk vir jou iets kan beteken. Iets wat ook diep in jou hart kan gaan lê soos wat dit in my hart kom lê het, soos wat die Here dit vir my kom wys het. Kom ons bid saam. Here, ons gebed is dat U vandag vir ons sal kom ontmoet in hierdie boodskap, deur die woord, in U Gees wat lewend in ons is. Amen. So ek is pas terug van kraamverlof af. Ek het die voorreg gehad om bietjie 'n klein lewetjie aan die lewe te hou vir so 3 maande. So my ouetjie is nou so 3 maande oud en in my kraamverlofperiode het ek amper daagliks die volgende woorde gesê: ek sien jou. En ek het dit net so spontaan gedoen, ek het dit nooit intentioneel gedoen, ek het nie gedink soos, hier's nou iets wat ek nou gaan doen, soos, ek het net elke dag basies, meer as een keer, vir hom gesê, ek sien jou. So, as hy nou dalk aan die kla sou gaan, omdat ek nou na sy mening om te lank laat lê, en ek nou my hande los wil hê om iets te doen, en hy my soek, of as hy begin ernstig kla, omdat hy honger is, en ek weer by hom kom en ek daai oogkontak maak, dan kom die woord uit my mond uit, ek sien jou. Nou hierdie woord het natuurlik baie verskillende variasies gehad in hierdie tyd. Dit sou gehad het soos ek hoor jou, of ek het jou nie vergeet nie, of ek is nie weg nie. Maar meer as een keer sou ek die woorde gesê het en dan kom ek weer terug na ek sien jou. En hoe meer en meer ek hierdie woorde myself hoor sê het, sonder dat ek dit besef het ek op 'n stadium begin wonder, is dit nie dalk hoe God ook oor ons voel nie? Sê hy nie ook vir ons, ek sien jou nie? Want is ons nie ook maar hulpelose babas nie? Ek sê nie ons is sonder planne of ons is pateties, ons as mense nie. Eintlik probeer ek net iets sê van, ons is eintlik maar op 'n manier hulpeloos as gevolg van die sonde wat in die wêreld gekom het en ons vind onsself baie keer op plekke waar ons eintlik ook maar net uitroep en sê, sien julle my nog? Het julle my vergeet? Wat gaan hier aan? En dan het ons nodig dat 'n God vir ons moet sê, ek sien jou. En toe het ek gaan krap, toe het ek gaan soek in die woord van die Here om te sien, maar is dit dalk ook iets wat God vir ons sê, ons wat sy kinders is? Nou het ek sommer baie vroeg in Genesis al die eerste keer die ontdekking gemaak en so, ek vat julle na Genesis 16, baie vroeg in die Bybel, vers 13, praat Hagar met God en sy noem hom, sy spreek hom aan as El Roi, wat beteken God sien. Nou Hagar, wat is haar storie? Sy was Abraham se byvrou en Sara se slavin en voordat Sara vir Isak gehad het, het Hagar swanger geword met Ishmael. Terwyl sy nog swanger was, het sy op 'n stadium die woestyn ingevlug, want sy het net nie kans gesien om saam met Sara te leef nie. Daar het God in die woestyn al aan haar verskyn in 'n engel en vir gesê, ek sal jou beskerm, ek sal na jou omsien, en daar noem sy hom, U is die God wat my sien. God sien my. Sy is toe terug, en toe die verhaal homself nou nog uitspeel, Ishmael is toe gebore, Sara het swanger geword met Isak, en toe op 'n stadium toe het Abraham haar weggejaag, en eintlik gesê, okay, maar dit was nie eintlik die plan, en ons het hierdie fout gemaak, en ons moes net na God geluister het, want Isak is eintlik die erfgenaam, en sy moet toe gaan. So, Hagar het nie 'n mooi storie gehad nie, sy het nie 'n lekker lewe gehad nie, maar sy noem God die God wat sien. Sy roep baie keer in haar lewe uit, Here, maar sien nie my nog? Hoor jy my nog? Kan jy sien wat gaan hier aan? En God word sommer hier aan die begin al in Hagar se storie vir ons gewys, dat God die een is wat die agtergelate sien, die verlatene sien, die uitgestotene sien, die sien wat verwerp word. Okay, kom gou vir 'n oomblik saam met my Nuwe Testament toe. In die Nuwe Testament weet ons Jesus
het mens geword om eintlik vir ons die hart van die Vader te kom wys. So in Johannes 14 sê Jesus self, as julle my sien, dan sien julle God. As julle my sien, dan sien julle die Vader. So kyk na my gedrag en dan weet julle wat lê in God se hart. So ons aanbid hierdie God wat ons nie kan sien nie, maar wat Jesus vir ons kom wys is, julle kan God dalk nie sien nie, maar hy sien julle. Hy maak planne vir julle. Hy het julle lief. Moenie wonder oor hierdie God nie. En dan is daar hierdie Griekse woord in die Nuwe Testament, splagnitzomai. Nou, dit is 'n woord wat iets eintlik baie kompleks vir ons probeer kom sê. So, die Engelse woord is compassion, maar dis eintlik 'n fisiese reaksie op iets wat jy sien gebeur. So, dis 'n diep emosie wat jou binneste raak, eintlik jou ingewande raak. So dit is soos as jy sien, sê maar jy sien iets swaar, dan jou hart trek mos swaar op 'n manier. So dis 'n fisiese reaksie op iets wat jy 'n gewaarwording, op 'n emosie wat jy beleef. 'n Diep gerigtheid van ek sien iemand in nood en dit raak my hart. Dis splagnitzomai. Nou, hierdie Griekse woord kom so 12 keer in die Nuwe Testament voor en die meeste van die kere word dit gebruik vir Jesus. As Jesus die arm weduwee sien, wie se enigste seentjie dood is, dan lees ons, hy sien haar en daar's splagnitzomai. Hy sy ingewande skommel as hy daai vrou sien. En hy gaan nader en hy wek daai seun uit die dood uit op. 12 keer lees ons van splagnitzomai. Ek sien iets gebeur. Ek word geraak daardeur en ek sien jou. Ek sien jou. En Jesus het elke keer wanneer dit in sy konteks geskryf word, het hy ook iets gaan doen. Hy sien 'n melaatse, splagnitzomai gebeur in sy lyf. En hy tree in en hy maak die gemalaatse gesond. Hy sien die skare is honger. Hy sien 2 blindes in 'n groot groep mense raak. Skare is mense. Jesus sien die blinde en maak hom gesond. Hierdie splagnitzomai het Jesus meer as een keer gekry. Hierdie diep emosie. Ek sien jou. En dan het hy elke keer ingetree en iets daaraan gaan doen. So daar het ons 'n vinnige verhaal uit die Ou Testament. Ons sien iets van Jesus in die Nuwe Testament. Maar nou wil ek julle graag vat na Romeine toe. En ek het hierdie ongelooflike mooi ontdekking in Romeine gemaak. So, kom ons kyk eers die groot prentjie van Romeine. Romeine is die boek wat Paulus skryf om te sê, ons is sondig. Ons is nie geregverdig voor God nie. God is heilig, skoon en regverdig. Maar sonde maak nou dat ons nie by God kan uitkom nie. Hier's hierdie afstand, hier's hierdie gaping en hoe oorbrug ons nou hierdie ding? So, hy skryf eintlik die Romeine boek aan die Jode wat deur wetsonderhouding hierdie gaping nog wil oorkom. En dan sê hy, dit sal julle nie help nie, dit het ons nie tot op hede gehelp nie. Ons het Jesus Christus nodig, want hy's die enigste ene, geloof in Jesus Christus is die enigste ding wat hierdie gaping kan oorbrug, sodat ons kan naby aan God kom. En dan kom Paulus in hierdie Romeine boek en hy gebruik verskillende maniere en baie argumente om hierdie punt te maak. Ons het 'n regverdige God. Maar deur Jesus Christus se offer kan ons geregverdig voor God staan. Die oue is verby, die nuwe het gekom. God is nie meer ver nie. God is nou naby. Hy het baie argumente wat hy sê, byvoorbeeld, ons is saam met Christus begrawe en dood vir die sonde, maar nou het ons opgestaan as nuwe mense, as kinders van God. Die afstand is weg. Jode, hou op probeer en julleself mors dood werk en fout na fout maak, omdat die sonde aan ons harte trek en ons net altyd weer in 'n plek kom waar ons skuldig voor God staan en dan probeer julle net weer die wet beter onderhou en dit werk nie, want julle probeer op julleself staat maak en
dan maak julle net altyd weer 'n fout. En dan is julle net altyd weer in die moeilikheid. En julle kry net nie hierdie spanning om hierdie gaping te oorbrug. Hou op. Hou net op. Jesus Christus het gekom. Moenie op jouself staat maak nie. Jy hoef nie op jouself staat te maak nie. Jesus Christus het gekom in ons plek namens ons daai enorme las kom dra sodat ons naby aan God kan wees. Al hierdie reëls maak eintlik dat ons net die hele tyd besef hoe sondig ons is. En dan probeer ons onsself weer regwerk en dan laat ons onsself in die steek want die sonde trek aan ons harte. En daarom die ongelooflike offer van Jesus Christus en die vryspraak wat ons in hom beleef en die feit dat ons nie op onsself meer hoef staat te maak nie en die feit dat God naby gekom het. So, eintlik probeer Paulus in Romeine 1 boodskap bring en sê, as gevolg van Jesus Christus het ons verhouding met God verander. Hy is nie meer die baas en ons die slawe wat ons self moet werk in sy goeie boekies in en altyd maar net weer foute maak. Hy is nou 'n pa en ons is sy kinders. En 'n kind kan mos altyd kom en sê, paps, ag sorry man, sorry, ek het 'n fout gemaak, maar jy bly sy kind, al het jy die fout gemaak. So die verhouding het nou verander. God het naby gekom. Ons kan sien nou dat God ons sien. Want ons het naby gekom. Nou, ek wil julle vat na Romeine 8 toe. Dit is ons kernteks vir vandag. Nou Romeine lees swaar. Want Paulus sê 100 goed in 2 verse. So eintlik is Romeine, maar soos baie van Paulus se boeke en briewe, jy moet dit maar in klein happies eet, want jy kan nie groot stukke op een slag verteer nie. Jy kan dit nie, dit is net eintlik 'n onmoontlike taak. So daarom lees ons dit maar in kleiner stukkies, laat ons dit kan verwerk en inneem en verwerk. Nou Romeine 8 het 3 paragrawe waarop dit ingedeel is vir ons om dit meer verteerbaar te hanteer. Ek ontdek toe in 2 van hierdie 3 paragrawe is daar tekste wat ek baie gereeld gebruik in my lewe in verskillende opsette. Okay, so kom ek gaan na die eerste een toe. In Romeine 8 vers 26 tot 27 staan die volgende woorde. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons. Met versigtinge wat ons nie eers woorde van het nie. En God, wat harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit vir ons. En volgens sy wil, vir die gelowiges. So hierdie teks, Romeine 8, vers 26 tot 27. Dis in die 2de paragraaf van die 3 paragrawe van Romeine 8. Haal ek baie gereeld aan in pastorale gesprekke. Ek al hierdie teks aan om myself en om ander mense te herinner. Ons kom in ons lewe baie keer op plekke wat ons nie eers kan bid nie. Ons weet nie wat om te sê nie. Ons weet nie hoe om met God te praat oor hierdie traumas wat ons beleef nie. Hierdie verskriklike goed wat ons deurgaan. Ons weet nie hoe om met God daaroor te praat nie. Ons woorde raak op. Ons het eintlik nie eers woorde nie. Ons weet nie wat om te vra nie. En dan sê daai teks vir ons maar, dis okay. Hierdie enorme troos dat die Heilige Gees namens ons pleit by die Vader. Wanneer ons ophou bid, dan bid hy nog en hy praat nog en hy het hierdie hemelse taal wat hy gebruik wat ons nie eers kan praat nie, wat hy dan praat namens ons in ons plek pleit en sê sien, Marike raak, sien wat gaan hier aan. Hy sien ons. Okay. Dan in die 3de paragraaf van Romeine 8, in Romeine 8 vers 33 tot 34 lees ons. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. En wat doen hy? Hy pleit vir ons. Okay,
So hierdie vers haal ek weer baie gereeld aan wanneer iemand oorlede is. En dan herinner ek myself en die geliefdes wat moet agterbly, maar Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. God het 'n plan. Die plan was Jesus het opgevaar hemel toe. Hy sit aan die regterhand van God. Hy praat met God oor my en jou, maar daar's 'n hemel op pad. Dit was God se plan, om hierdie afstand wat ons is op aarde, hy's in die hemel, om hierdie ding te oorbrug. God het 'n plan gemaak, Jesus Christus is die plan, en hy's nou nog steeds die hele tyd besig om hierdie plan uit te werk. Hierdie 2 verse het ek vir baie jare apart hanteer, in verskillende omstandighede. Die Gees pleit vir ons, jy hoef nie in trauma te weet wat om te sê nie, want die Gees doen dit. Wanneer iemand oorlede is, moenie worry nie, Jesus pleit vir ons, hy het vir ons gaan plek voorberei, hy maak vir ons reg, ons gaan hemel toe. Maar as jy die ding nou lees, as 'n geheel, Romeine 8 is een argument wat Paulus probeer maak. Okay, dit is 'n baie intensiewe argument, en dis te veel vir ons om eintlik op een slag te verwerk. Maar kom God en wys hy vir my in hierdie een hoofstuk, wat ek herhaaldelik in verskillende opsette gebruik het, een ding. Die Gees pleit vir my, Jesus pleit vir my. Nou is daar hierdie woord pleit. En ek het nou gaan kyk in Romeine 8 vers 26 en Romeine 8 vers 34 is verskillende woorde wat gebruik word in die Grieks, maar dit word vertaal met eintlik intercession, met ander woorde instaan. So die woord pleit is eintlik 'n goeie vertaling ook na my mening, en daarom word dit vir ons so vertaal. Die Heilige Gees pleit vir my. Nou, sien jy die prentjie van iemand wat pleit, smeek, hinker na, instaan? Die Heilige Gees doen dit vir my. By God, in sy godheid, in die persone van die godheid, pleit vir my, sien my raak. Jesus Christus, in die godheid, in sy persoon, pleit vir my. 2 persone, maar dan moet ons nou ook God die Vader van Genesis onthou wat El Roi genoem word, ek sien. So God in sy 3 persone, in sy wese, sien my. Wanneer die moeilikheid kom, wanneer ons dankbaar is, wanneer ons voel soos God verlate plekke, is God in sy wese besig om my raak te sien. Ek sien hierdie prentjie van 'n God, van 'n ma. Ek het begin by 'n ma wat sê, ek sien jou, ek hoor jou kla, het nie van jou vergeet nie. Maar ek sien 'n ma langs 'n sportveld met pompoms in haar hande, wat sê, gaan groot, ek sien jou, gaan, doen dit, ek is aan jou kant. Hier is hierdie God, wat wanneer ons die woorde het, die pleit vir ons. Wanneer ons raadop is, vir ons besig is om vir ons plek voor te berei. Nou, hierdie gewaarwording, ek wil net die volgende onderskeid maak. Ons leef in 'n baie individualistiese wêreld. Alles gaan oor my, en ons word ook in hierdie wêreld eintlik maklik raak gesien, deur middel van sosiale media. Jy kan 'n YouTube video maak, jy kan 'n reel op TikTok maak, en oornag kan jy beroemd raak, as jy net die regte goed sê, of die regte ding doen, of net ietsie snaaks genoeg doen, dan sien mense jou raak, en jou video gaan viral, en jy's oornag beroemd. So mense sien jou raak, maar dis nie regtig wat ek beleef nie. Ek beleef nie regtig dat mense, in hierdie era wat jy net video's van jouself kan maak, en sigbaar is vir almal, dat mense maar alleen is. Want onthou, hierdie video's is nie reg vir ware koneksie nie. Dit maak nie ware koneksies nie. Dat wanneer mense alleen is en dit stil word en hulle alleen in hulle beddens lê, dat daar hierdie ongemaklike alleenheid inkruip. Hierdie eensaamheid, hierdie diepe soeke na, ag, sien my net raak. Ek's besig om my potjie te skrob, en
Ag, sien my net raak. Iemand, hallo. Is daar iemand daar buite wat my sal sien? En ons God sê, ek sien jou. So ons het in Genesis begin. Ek wil ook in Genesis eindig. Nou is ek nog vroeër in Genesis. Genesis 3, vers 7 tot 8 lees so. Albei, dis nou Adam en Eva, nadat hulle die sonde gepleeg het, sy oë het oopgegaan. En hulle het toe nou besef hulle is kaal. Hulle het toe vyeblare aan mekaar gesit. Hulle hoor toe 'n geluid van die Here God wat in die tuin rondloop. Die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het die mens geroep. Vir hom gevra, waar is jy? God loop in die tuin nadat die sonde gekom het en hy roep, hy sê, waar is julle? Adam, Eva. Nou God soek hulle nie omdat hy nie weet waar hulle is nie. Hy soek hulle want hulle kruip van weg. In die Nuwe Testament vertel Jesus 'n soort gelykenis van 'n boer wie se skaap weggeraak het en hy soek, hy roep, waar is jy? Waar is jy? God wat soek. God wat sien. God se hart wat ons sien. Van die begin van tyd af. Die Here Jesus Christus in die uitstorting van die Heilige Gees. Deur hierdie hele Bybel, deur spek van 'n God wat net sê ek sien jou. Jy's myne. Kom net hier. Geliefdes, Elroy. Ons aanbid 'n God wat ons sien. Mag jy beleef dat waar ook al jy jouself bevind, dalk is jy 'n Hagar op hierdie stadium wat net sê, sien iemand wat gaan aan met my. Wil ek net vandag my en jou herinner en bemoedig, die God wat ons aanbid. Ons is sy kinders, en ja, regtig, hy sien jou. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U die God is wat namens ons pleit, wanneer ons woorde opraak en ons planne opraak en ons onsigbaar voel en dinge so donker raak dat ons wonder of daar nog lig daar buite is, dan sê U en fluister U, ek sien jou. Ek sien jou. Ek hoor jou. Ek het jou nie vergeet nie. Ek is nie weg nie. Ek is net hier. Liewe Here, maar dankie dat ons ook, as ons oorsplag nie so mooi leer, weet dat elke keer wanneer Jesus gesien het, het hy nie net gesien nie, hy het ook gedoen. Hy het elke keer ingetree en 'n plan gemaak en 'n wonderwerk gedoen en ja, iets kom doen aan die nood wat gesien word. So dankie dat U die Here is om my sake te besleg. Wat 'n onverstaanbare gedagte. Amen. Jesus het gekom in jou plek. Die Heilige Gees is lewend in jou lewe. God die Vader sien jou. Amen. Ek wil naby aan U wees, soos 'n kind op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees, dit is die plek waar ek woon. En U tel my op, neem my in U arms. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, hou my in U arms.
tel my op, na my in die arms, en die tel my op, en laat my nooit weer gaan. Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op sy vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek